Nou vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here en wat 'n wonderlike geleentheid om stil te staan by hierdie gelykenisse soos vir ons opgeteken in God se kosbare woord. Ons weet dat die hele skrif is deur God ingegee, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 en die Bybel sê dit is nuttig vir ons sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toeberei. Belangrik om te weet dat die Bybel seker die gevaarlikste boek in die huis is as jy die Here nie ken nie, want daar die Bybel sal teen jou eendag getuig in die ewigheid dat jy nie dit oopgemaak het en gelees het en gehoor het wat die Skepper God vir jou wil sê nie. Aan die ander kant is dit die kosbaarste geskenk in die huis van die kind van die Here, want daaruit hoor ons die stem van ons God, wat met ons praat en vir ons leer, wat ons moet weet aangaande hom as die ewige heilige God, om ons te leer aangaande ons eie sondigheid, maar ook die verlossing in Jesus Christus en dan die ewige lewe wat hy vir ons gaan voorberei het. En vanmôre kom ons by 'n baie interessante gelykenis uit. Nou, u sal dink elke gelykenis is vir my interessant en dit is verseker so, want elkeen het 'n verskillende invalshoek en 'n verskillende betekenis en 'n baie kosbare boodskap ook vir my en vir jou wat lewe in die jaar 2023. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na die vyeboom sonder vrugte en ons vind daar dit in Lukas 13 vers 6 tot 9. Nou die Here Jesus is weer besig om gelykenisse te vertel en ons lees in vers 6 van Lukas 13. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek en gesê: 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: 'Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?' Maar hy antwoord en sê vir hom: 'Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap.' En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. Nou baie interessant, hierdie gelykenis gaan in besonder oor hierdie gebruik wat hulle gehad het in die tyd van die Here Jesus. En dit is dat hulle vyebome in die wingerdlane geplant het. Die rede daarvoor is dat as daar 'n misoes was wat die wingerde aanbetref, daar altyd vye was en dan kon hulle die vyeoes ingesamel het en so 'n bestaan gemaak het. Nou vye was baie vrugbaar geweest, vriende, en volgens die geskiedskrywer sê hulle vir ons, daar was net 2 maande in die jaar wat 'n vyeboom nie vrugte gedra het nie, en dit was April en Mei maand. Die res van die jaar het die vyebome vrugte gedra. En wat gebeur het is hierdie eienaar het vyebome in sy lane geplant by sy wingerde, en die Bybel leer vir ons dat hy by hierdie bepaalde vyeboom gekom het en elke jaar vrugte daar gesoek het en nie vrugte gekry het nie. En toe hy hierdie vyeboom wou uitkap omdat dit die grond onvrugbaar maak en eintlik maar net daar staan en eintlik niks beteken vir hom nie, het die tuinier gepleit en gesê: "Meneer, gee nog net hierdie jaar kans sodat ek hierdie boom kan versorg en mis kan gee, kan omspit, water kan gee en ons hoop dat hierdie boom dan sal groei." En die betekenis is eintlik maar redelik, vriende, voor die hand liggend as ons nou die geskiedenis kyk van die volk Israel en dan ook die toepassing gaan maak vandag. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here nie wil hê sondaars moet in hulle sonde sterf nie. Ons lees daar in Jesegiel 33 vers 11 die volgende: "Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis, ek het geen behaag aan die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?" So vriende, hierdie gelykenis gaan in die eerste plek oor hierdie gedagte dat die Here die Jode, sy volk, sy uitverkorenes, die geslag van Abraham, hierdie kans op kans op kans op kans gegee het om hulle te bekeer tot hom as die Messias, en hulle het botweg bly weier. En ons sien ook in hierdie gelykenis die wonderlike genade wat die Here oor hierdie volk gehad het, en spite van hulle verwerping van Christus, dat hy hulle nog 'n kans gegee het om hulle te bekeer tot die Here. Ag vriende, ons weet nie altyd hoe werk verlossings nie, die verlossingswerk van Christus nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 3 vers 8, dat die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid en jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Maar een ding wat ons weet is dat elke mens wat verlore gaan, sal verlore gaan weens sy eie sonde en weens die eie verhardheid van sy hart. En so was dit ook by die volk Israel. Hulle het later die werke van Jesus toegeskryf aan werke van die duiwel, dis deur Beelzebul dat hy die duiwels uitdrywe. Hulle het die Heilige Gees gelaster deur wie Christus hierdie groot wonders gedoen het. En dit was hierdie groot betekenis van hierdie vyeboom wat geen vrugte gedra het nie.
Hierdie vyeboom is maar typerend van God se volk en die feit dat hierdie volk soveel genade ontvang het. Hulle het die wet van Moses ontvang, hulle het die profete ontvang. Vriende, hulle het hierdie kosbare getuienis ontvang van Johannes die Doper, dat hy die voorloper is van Christus. Toe Christus gedoop is daar by die Jordaanrivier, het die duif of die Heilige Gees in die sigbare vorm van 'n duif op Christus neergedaal en die stem uit die hemel gekom wat sê dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. En wat doen hierdie mense? Hulle bly hulle harte verwerp of verhard teenoor die Here en hulle bly Christus verwerp. Hoor wat sê die Here Jesus self. Ons lees daar in Matteus 22 vers 37 tot 39. Jesus sê Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n henaar kuikens onder die vlerke bymekaar maak. En julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. Wat vir my hartseer is, dat hierdie gedeelte is aan die einde van die boek Matteus, daar waar die Here Jesus nou oorgelewer sal word, deur hierdie selfde mense, en dan gekruisig word. So die eerste betekenis van hierdie vyeboom sonder vrugte is, die volk Israel wat hierdie kosbare vyeboom is, wat God verkies het, waardeur hy sy woord in die wêreld ingestuur het, vir wie hy sy profete gestuur het, en Johannes die Doper gestuur het as voorloper van Christus, en dan Christus self, die ewige seun van God. En die Bybel sê vir ons, hierdie Jode het hom verwerp, hulle het geen vrug gedra nie, hulle het nie belang gestel in Christus nie, hulle het later gesê, weg moet hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. En ons almal ken die hartseer geskiedenis van die Jode. Ons weet hoe hulle 70 na Christus deur die Romeine basies uitmekaar uit gejaag is. Die bloed, sê die geskiedskrywers, het omtrent tot by jou voetsole geloop. Die tempel was afgebreek gewees. Ons lees later onder Hitler hoe 6,2 miljoen Jode gedood is. Waarom? Omdat hulle hierdie kosbare genade van God minag het deur Christus eenkant te stuur, hom weg te stuur, te sê weg moet hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Wat is die toepassing vir my en jou vandag? Vriende, hoeveel kerke staan in Suid-Afrika? Hoeveel kerke staan in die Oosrand omgewing? Die kerke staan soos parastoele, soos hulle opgespring het oor jare. Predikante was in hulle honderde en in hulle duisende opgelei. Daar was massas mense wat kerk toe gestroom het. En luister, die meeste het Christus nie lief gehad nie. Hulle was soos die Fariseërs godsdienstig. Hulle het aan sekere tradisies vasgehou. Hulle het sekere belydenende skrifte as belangriker as God se woord geag. En wat gebeur? Hulle mis Christus. Daarom is kerke vandag besig om verkoop te word vir besighede. Dit word verander in drinkplekke en dansplekke. En die volk is besig om in boosheid te verval. Ons kweekskole en ons opleidingssentrums, vriende, is niks anders as 'n sinagoge van Satan, waar predikante en teoloë en opleiers niks met Christus en sy heiligheid en sy maagdelike geboorte en sy godheid te doen wil hê nie. Die Bybel word gelykgestel aan die Koran en al die ander geskrifte van godsdienstige groepe in die wêreld. En daarom sit ons waar ons sit. Ons is soos daardie vyeboom en die Here kom jaar na jaar verby vir 300 plus jaar in Suid-Afrika en hy kyk of daar vrugte is en daar is nie vrugte nie en die Here is besig om hierdie boom uit te kap. Daarom het ons nodig om ons te bekeer tot die lewende God. Luister, God se genade is nie onbeperk nie. Die feit dat ons nog nie geoordeel het nie, vriende, beteken nie dat sy oordeel afgestel is nie. Die uitstel van sy oordeel is die genade tydperk, maar nooit die afstel van sy oordeel nie. Daarom klink hierdie boodskap miskien vanmôre vir u baie ernstig, maar ek wil vir jou sê, maak jou klaar om God te ontmoet. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die byl alreeds by die boom se wortel lê. Dis 'n kwessie van tyd voor my en jou lewe tot 'n einde gaan kom. En die Bybel sê, soos die boom val, so gaan hy bly lê. Moenie dat oor my en jou lewe eendag gesê word, dat die Here ons soos 'n henaar kuikens onder sy vlerke wou bymekaar maak, maar ons wou nie. Ons het sonde liewer gehad as die Here. Moenie godsdienstig wees, maar jy is nie lief vir Christus nie. Godsdienst sonder Christus is niks seggend nie. Christus maak godsdienst die moeite werd, want hy is die een wat sy lewe aan die kruis kom gee het. Daar is net een godsdienst wat eendag in die heerlikheid van die hemel saak gaan maak, en dit is jy gered deur die bloed van die lam. Het Christus jou sonde vergewe, het jy uitgeroep om genade, het jy die welaangename tyd toe God jou besoek het,
met sy woord en sy evangelie en sy waarheid, het jy gereageer daarop en jy uitgeroep om genade. Ek wil vir u sê, gaan kyk, luister, kyk na die nuus, lees die koerante. Mense sterwe op jong ouderdomme vandag. Dis nie meer soos 50 jaar terug, wat ons begrafnisse toe gegaan het, en dan begrawe ons mense van 70 en 80 en 90 nie. Jong mense sterf by die dosyne, pleeg selfmoord, in ongelukke, oordosis van dwelms, mense wat hulle vergryp aan drank, mense wat deur seksuele siektes sterwe, en dis 'n wekroep vir ons. Luister, die vyeboom staan geplant, God se genade is oor ons, maar ons weier om ons te bekeer. En daar gaan 'n dag aanbreek, dat die Here sê, gaan kap daar die vyeboom uit. Hy weier om vrug te dra, hy weier om te verneder voor my. Kap hom uit. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, die uiteinde daarvan is die vuurpoel, wat brand met vuur en swawel, waar die wurm nie sterf. Die Bybel sê vir ons, die mense hulle tonge sal kou van die pyn. Is die harde boodskap so op u nigter maag? As u 'n kind van God is, sal u sê nee, is nie hard nie. Dis die waarheid. En dank God deur Christus se genade is ek gered. As jy vanmôre die Here nie ken nie, sal jy sê dis 'n harde boodskap. Dan pleit ek dat hierdie harde boodskap, daardie harde hart van rots sal vermorsel en jou genade sal gee dat jy jou sal bekeer tot die Here Jesus Christus. Daar is 'n haleluja lied wat sê, haleluja lied 202, byna bewoe Christen te wees, byna bewoe pleit die Gees, maar sê die siel dan weer, nee Gees van God nie meer, op 'n geleë keer, dan roep ek u. Byna bewoe oestyd verby, byna bewoe oordeel naby, byna, dit help nie meer veel, byna jy verskoon, byna is nie geheel, wee jou bitter deel, byna te laat. En ag vriende, die laaste ou versie sê, word nou bewoe, sien u gevaar, word nou bewoe, Jesus is daar, hoor altyd nog sy bee, kom sondaar met my mee, ek vul jou hart met vrede, kom nou tot hom. Dis die gebed van my hart, wat ek vir u bid, dat u nie daar die vyeboom sal wees, wat sal staan en Christelik sal lyk en in 'n kerk sal wees en jou naam op 'n lidmaatskapregister sal hê, maar jy mis Christus in die hele prentjie nie. Dis presies wat met die Fariseërs gebeur het, die Sadduseërs, die volk Israel. Hulle die Christus van die Christendom gemis. Hulle die gestuurde Messias verloon. En die Bybel sê, dat hierdie byle die wortel afgekap, en daar die vyeboom is uitgehaal. Mag die Here genade gee, dat ons sal hoor wat hy vir ons sê, en mag ons bekeer. Dis die gebed van my hart, ek bid vir u, en ek bid dat die Here ook hierdie eenvoudige, doch ernstige boodskap sal gebruik, tot u redding, en tot hierdie kosbare wete, dat u sonde vergewe is, en dat u versoen is met God deur Christus Jesus ons Here. Mooi dag vir u verder, tada.